Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Dit is so lekker om saam met jou te wees. Dit is alweer Vrydag, kan jy glo? En Valentynsdag en al hierdie lekker liefdesdaggies wat hier om ons is. Ek hoop jy koop blomme en ek hoop jy doen al die regte goeders. OK. Ons praat oor die boek Jakobus, hoe ons die hout op die vuur gooi en al hoe sterker en meer brand en in 'n oorwinning leef. Jakobus skryf oor versoeking. En hy sê dis jou eie begeertes. En nou gaan hy vir ons wys die pad wat begeerte stap. Hoor wat sê hy, Jakobus 1 vers 15 sê, dan, wanneer die begeerte bevrug is, gee dit geboorte aan sonde. En wanneer die sonde volgroei is, gee dit geboorte aan die dood. En ek dink ons almal het al hierdie pad gesien. Dit begin by 'n gedagte. Begin by 'n idee, dit begin by 'n begeerte. Dit sal lekker wees. Miskien moet ek dit probeer. Miskien moet ons soontoe gaan. Miskien moet ek dit doen. Miskien moet ek daar kyk. Miskien moet ek dit drink of sluk of pluk of wat ook al jy doen. Dit begin daar. Heel onskuldig. Niemand kry seer nie, niks gebeur nie. Dan stap hierdie begeerte 'n pad, nê. Dan begin ons om mediteer en ons dink aan. Hy sê en dan word hy bevrug, dan kom daar die actual daad en ons doen die sonde. Baie belangrik. Die sonde is net 'n vrug van iets baie dieper. Waar kom my begeerte vandaan? Die groot hoekom vraag. Hoekom? Ek het 'n boek lees wat sê jy moet 7 keer vra. Hoekom? En al hoe dieper, want ons kyk na sonde en ons hanteer die vrug en ons wil die sonde wegvat. Jy hoef nie oor die vrug te worry en jy gaan kyk waar kom hy vandaan. Maar hy sê, die sonde gaan een tree verder. En dit bring die dood. Die Bybel sê die loon van die sonde is die dood. Mens, ek en jy weet, as jy sonde doen, verhoudings sterf, mense sterf, begeerte sterf, drome sterf, goeie dinge sterf, die lewe sterf, wanneer ons sonde doen. En daarom het Jesus gesterf, aan 'n kruis, vir ons sonde. Die loon van die sonde is die dood. Daarom, as ek en jy aanhou sonde doen, jy gaan dood in jou lewe beleef. Selfs Christene beleef dood in hulle lewens as hulle aanhou sonde doen. Jy moet dit stop. Ja, jy bely dit, gee dit vir Jesus en hy vergewe. Maar daar moet ook 'n stop wees in jou lewe. Wat sê, no more. Ek hou nie aan daarmee speel en flirt en entertain nie. En tussen hakies, met die vuur van die altaar, kan jy nie met sonde aanhou speel nie. Die vuur van die altaar brand sonde uit jou lewe uit. So, kom ons bid dit saam vandag. Hemelse Vader, hoe ernstig is U nie oor sonde nie. Want sonde het U seun vermoor op die kruis. Dis as gevolg van sonde dat Jesus sy lewe moes gee. Sonde is nie maar okay nie. Sonde is nie maar, almal doen dit nie. Sonde is 'n mensemoordenaar. En Here, ek bid dat daar 'n nuwe weerstand binne in ons sal opstaan. Dat daar 'n wrang smaak in ons mond sal kom en ons nie sonde sal entertain en mee speel nie. Dat ons die liefde van Jesus in ons hart sal kry en sê, omdat ek hom so lief het, wil ek wys my lewe het verander. Help ons, Here. Here, ek wil bid, daar waar dood ingetree het as gevolg van sonde, daar waar mense nou seer het as gevolg van sonde. Dankie dat U liefdevol is, dankie dat U genadig is, dankie dat U die dood kan opwek en resurrection power bring. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir genade en vergifnis. Hou ons in die lewe. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Dankie, liewe vriende. Sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.